Het jy al ooit daaraan gedink dat jy 'n gebou in die gesin van die Here is? 'n gebou wat volgens 'n program opgerig word. 1 Korintiërs 3 van vers 9 se laaste gedeelte tot by vers 15 gee baie mooi verduideliking van hierdie wonderlike voorreg wat ons het om gebou te wees en volgens 'n plan gebou te word. Paulus sê aan die Korintiërs, julle is ook die gebou van God. Dan gaan hy uit en hy begin verduidelik hoe hierdie gebou tot stand gekom het. Hy sê, volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê. Dit is waar die gebou begin, by die fondament. En hy sê, hy was bevoorreg om hierdie fondament in mense se lewe te lê. En nou gaan hy verder, hy sê, en 'n ander bou daarop. Met ander woorde, die een wat die fondament gekry het, bou self op daardie fondament, maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. En net vir duidelikheid sê Paulus verder, die fondament is Jesus Christus. En nou gaan hy brei 'n bietjie uit oor die materiaal wat gebruik kan word om hierdie gebou mee op te rig. Hy sê daarom van vers 12 af, of dit goud, silwer, edelstene aan die een kant, aan die ander kant hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou. Met ander woorde, elke persoon wat die fondament Jesus Christus het, besluit oor die materiaal wat hy of sy wil gebruik om sy gebou mee of haar gebou mee op te rig. Maar die feit is, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Nou hierdie vuur verwys nie noodwendig na fisiese vuur of selfs die vuur van die hel wat party mense voor bang is nie. Hierdie vuur is bloot 'n toetsproses, 'n manier om vas te stel hoe goed hierdie gebou is. Want as iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. Die vuur, die toets, sal hierdie boumateriaal nie kan vernietig nie. Aan die ander kant, vers 15, as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En dan die wonderbaarlike bevestiging van die wonder van Christus in 'n mens se lewe. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Die beste ding wat ons kan doen, is om te sorg dat ons goeie boumateriaal gebruik en so 'n gebou oprig wat vir ons in ewigheid tot voordeel sal strek, waar ons dan ook voor beloon sal word. Loop mooi.